Goeiemôre almal. Ons is hier baie vermoere nie, maar ons is genoeg. Hoor sy vir ons waar ons twee of meer by mekaar is. Daar is die Here in ons midde. So ja, maak glad nie saak nie. Ons sit net so dan open vir ons. Hemelse Vader, Here, ons sê vandag baie dankie vir die geleentheid dat ons kan vergader in U naam hier vandag. Dankie vir nog 'n dag. Dankie dat U die beskermde hand oor ons gehou het gisterand. Here, dankie vir 'n nuwe seisoen. Dan vra ek so ook dat U hierdie week by Tannie Sari en Tannie Liefie se familie, vriende en geliefdes sal wees na hulle afsterwe. Dat U vertroostende hand daaroor hulle hou en dat deur hierdie tyd help. Ons vra ook dat U ons sal help dat ons U woord sal verstaan en opneem vandag en meer van U gaan leer. Ons vra dit alles uit die naam van Jesus. Amen. Dankie. Ja, Tannie Sari van Rensburg is maandag oorlede. Tannie Liefie donderdag. Ja, ons het gister gaan groet daar by die Nederduits Hervormde Kerk by gedenkdiens van Tannie Sari. So ja, ons hou al die geliefdes in ons gebede. En dan baie welkom aan Tannie Kleintjie Harten. Sy gister aangesluit hier by ons jeugklap, hier by Stilleris. Dis nie altyd so stil nie, Tannie. Ek weet nie waar hulle die naam gekry nie, maar welkom. Ja, die vorige geleentheid het ons gepraat oor Adam en Eva en die eerste sonde. Maar ek is nog steeds by Adam en Eva, ek is nog nie klaar met hulle nie. Ek het nog so, sê hulle appeltjie te skil met hulle. As ons gaan kyk daar in Genesis 3. Genesis 3 vers 8 en 9. Net die twee versies waaroor ek wil gesels vandag. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou, God het goed geweet, hulle kruip weg. En waarom? Maar tog het hy hulle kans gegee om te vra, waar is julle? Wat het julle verkeerd gedoen? Maar omdat hulle nie geluister het, en hulle het God se stem goed geken. Ek meen, hulle het saam met hom gewandel, hoeveel keer daar in die paradys in die tuin van Eden. So hulle het sy stem geken. Maar hulle het nie geluister. Hulle wou nie luister toe hy roep, en hulle het weggekruip. Bedek met vyerblare en hulle skaam gekry, hulle het weggekruip, want hulle het geweet, hulle het nou gesondig. Maar ja, die vraag vanmôre is, hoor ons die stem van die Here? As ek sê ons, sluit ek myself in. So ek kan sê ek en u of ons, hoor ons die stem van die Here? Hoor ons hom werklik nog? Hoor ons hom in die oggend, hoor ons hom in die middag, hoor ons hom in die aand? Hoor ons hom as ons gaan slaap? Hoor ons hom as ons TV kyk? Hoor ons hom om die braaivleis vier? Hoor ons hom as ons alleen daar in die bed lê? Hoor ons sy stem as ons probleme het? Hoor ons sy stem as dit goed gaan? Gunsteling versie alweer, Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak staan daar. Tog het God ons geskaap om te heers oor die heelal, oor al die diere, die visse in die see, die voëls in die lug, dat ek dit so noem, is weer lekker somer.
Vorige keer het ons nog goud gekry toe ons hier was, nou dra ons nie eens meer baadjies nie. Toe ek hoor tot die voeltjies sing so, ek weet nie, Tannie Jean sou het dalk agterkom, die voeltjies sing so hoog, so een hoër noot vanmôre. So lekker is dit buite. So ja, ons is tog hier om te regeer oor die skepping, dis vir ons gegee. En God wil met ons kommunikeer. Ek meen, hy begeer om met ons te praat. Dis wat hy wil hê, ons moet. En van Adam en Eva se tyd af. Hy het nie hulle verwerp nie, en weggegooi nie, toe hulle sonde gepleeg het nie. Hy het hulle geroep, en sê, waar is julle? Mens, waar is jy? Adam, waar is jy? Het hulle nie weggegooi nie, omdat hulle sonde gedoen het nie. So, maak nie saak om wat jou situasie is, of die Here begeer, dat ons met hom moet praat. Hy wil met ons praat, en ons moet terugpraat. So, moet nooit twyfel nie. Maak nie saak, hoe groot ons krisis is nie. Maak nie saak in wat se penarie ons is nie, of waar nie jou bevind nie, of hoe ver jy van hom af is, dink jy nie, of wat jy gedoen het nie, of hoe jy voel nie. Soms voel ons ver van God af, of ons bid en ons sê ons het die spreekwoord, of die sê ding al, ons bid teen die siening vas, hy hoor ons nie, ons gebede word nie verhoor nie, maar hy hoor ons, altyd, selfs as ons slaap, is hy met ons. So, God se hart is daar om met ons te praat. So die vraag dus is, wanneer laas het ons die stem van God gehoor? En wat het ons daarin gedoen? Hoe staan ons verhouding met God? As ons sy stem hoor, wat doen ons daarmee? Hoe hanteer ons dit? Weet, wanneer God met my praat, ons weet nie altyd nie. Daar's baie stemme. Ons het deesdae die stemme van, behalwe Satan se stem hier in die agterkant, ons eie gedagtes, al die wêreldgoed. Ons kyk nuus op TV, al die advertensies en propaganda, al die politiek, al die gekla, social media. Jy by 'n groepie mense staan na by die werk in 'n breektyd of die etenstyd. Dan hoor ons waaroor hulle praat. Hulle kla en ons kla altyd. Jan kla ook oor die potholes altyd, my ou gunsteling. Maar daar's soveel invloed, daar's soveel stemme, al die goeie stemme, al die nuus en advertensies en propaganda en oorloë en al die dinge wat aangaan, is stemme. So op die einde stemme wat ons hoor, dit gaan in die brein in en ons, dit bly daar. Ekskuus. En met al die stemme en warwoel van stemme, hoe weet ons, wanneer is dit God se stem wat met ons praat? Weet ons? Ek meen, selfs, ons is nou maar mense, maar selfs so klein Samuel daai tyd, hy het in sy bed gelê en die Here roep hom, en hy word wakker, hy dog is Eli wat hom roep, en hy staan op, Eli is dit wat my roep, Eli sê nee, gaan slaap, en weer maak die Here hom wakker, en hy vra weer vir Eli, en die derde keer toe kom Eli agter, nee, kyk, Samuel, dis die Here wat met Samuel wil praat. Hy sê vir hom, gaan klim terug in jou bed, dis die Here wat jou wil praat, antwoord hom as hy met jou praat. En 'n vierde keer roep die Here hom en hy sê, Here, hier's ek, jou diensknegt, praat met my. Ek meen, daar's so baie in die woord wat ons leer van stemme en die dinge. Hier lees maar een voorbeeld, ons gaan kyk nou Gideon. 3 keer het die Here met hom gepraat, dan sê die Here, is dit u, gee my 'n teken. 3 keer, gee my 'n teken. En hy het tog die stem van die Here geken. Maar 3 keer het hy getwyfel. Sê, Here, gee my 'n teken dat dit u is. As ek dink aan 'n ander man, 'n voorbeeld, ou Biliam, hy het die Here se stem goed geken, hy was 'n gehoorsame kind van die Here, maar hy
hy het wel sy stem gehoor, maar hy was ongehoorsaam. So wat maak ons as die Here met ons praat? Gaan ons gehoorsaam wees oor dit of nie? Bileam was ongehoorsaam en die Here het kwaad geword vir hom. Woord het ons sy tone het ontvlam, hy het kwaad geword. En 'n engel het gaan staan en wag vir hom in die pad om te keer met 'n swaard. En hy het nie die engel gesien nie. Maar die donkie het die engel gesien, die eselin. Die vroulike eselin. En op die ouene het, na die derde keer, toe die esel nou natuurlik vir ou Bileam afgegooi en weggekruip, want hy self was bang vir die engel. En nog steeds het hy nie die engel gesien nie, hy wou nie luister nie. En toe praat die Here deur die esel. Toe Bileam hom slaan en hy sê vir hom, en die esel antwoord, die Here praat deur die esel en die esel sê, maar Bileam, hoekom slaan jy my? Ek is jou getroue esel, jy ry al hoe lank op my? Hoekom slaan jy my? Ek dink as ek was, het ek weggehardloop, ek sou nooit die engel sien nie. Dis sou my nie weer kon vang nie, esel skielik met jou praat. Maar so werk die Here en hy gee nie op nie. Daar's 'n bewys, hy hou aan totdat jy luister. So ons moet mooi luister. Wie praat met ons en dan gehoorsaam wees. So dis nog steeds ons probleem vandag. Partykeer hoor ons die stem van God, maar dan hoor ons hom nie. Dis Adam en Eva gemaak, maar ons wil hom nie hoor nie, want ons weet ons het verkeerd gedoen. Maar dan voel ons skaam en verwyd en oor ons sondes en ons het altyd verskonings, ons probeer altyd wegkruip. Vir alles is daar 'n maklike verskoning. Ek gaan nie kerk toe nie, want ek nie, ek gaan nie opneem nie, as honderde. Julle het hulle al almal gehoor. Maar God wil hê ons moet met hom praat. Hy wag dat ons vir hom sê, Here, ek hoor nie meer die stem nie, of Here, ek wil die stem weer hoor. Hy wil hê, jy moet vir hom sê, Here, hier is ek. Here, vergewe my sondes. Hy wil hê ons moet met hom praat. Hy wil hê ons moet ons praat en sê, Here, ek wil meer van U leer, ek wil meer doen. Here, help my, ek is penarie, ek weet nie om uit te kom. Hy wil hê ons moet met hom praat. Ek meen, moet nie wegkruip nie. En dan kry die duiwel hy plesier nogal om ons te laat skaam staan op die ouene voor God. Soos met Adam en Eva, nou is hulle skaam en weggekruip en 'n vye blaartjie. Nee, ons moet ophou om agter die ou vye blaartjies weg te kruip en agter die bosse. Niks om oor skaam te wees nie. Maak nie saak wie of wat jy is, slim of sterk of ryk of arm of mooi of lelik of God hanteer almal dieselfde en hy luister na almal. So ons moet ophou wegkruip. Wat kan ons meer doen? Hoe kan ons maak om meer God se stem te hoor? Dit is baie maklik. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur. Heilige Gees is ons vertrooster. Dis soos 'n 24/7 telefoonlyn. Ek hoef nou nie eenmal 'n jaar na die hoërpriester te gaan en met my offers en vleisie en hy gaan in die tempel in en bid vir my en vergewe my sondes nie. Nee, maar dit is waar ek is, ek kan met die Here praat. Ek het die Heilige Gees in my. So dit maak nie saak of ek in my bed lê of in die verkeer vassit in Johannesburg. Die Happy Stadion sit. Wat ook al, by die werk, by die kerk. Ek kan met die Here praat. En dis wat hy wil hê. Hy sê tog, bid sonder ophou. Hy wil hê ons moet met hom praat. So ons moet hom ken oral waar ons is. Ken my in al jou weë. Party mense vergeet daarom die braaivleisvuur van hom. Ons sien dit so baie, so dra ons saam met die pelle is, met braaivleisvuur, dan vergeet ons van die Here. Dan kan ons kla oor alles, en allerhande staaltjies vertel. Niemand, ek sal nie sê niemand nie, jammer, meeste,
vergeet van die Here. Los hom by die huis, ons gaan braai en party. En môre sal ons hom weer, los ons die dinge en dan vat ons hom weer, op pad kerkie sal ons hom weer oplaai. So, as ons kyk waaroor ons praat ons oor die Here. Deel ons met mekaar wat die Here vir ons doen, wat hy vir ons gesê het. Deel ons nog met iemand, getuig ons. Hoor sê tog vir ons moet getuig met die tong. Ek het 'n maat, hy bel my, baie jare terug saam met hom gewerk, tot 2015 toe. En ons bel mekaar nog gereeld. En so bel hy my Vrydag aan, daar is hy op pad van Oos-London na Port Alfred toe waar hy bly. Die eerste, Jan, goeie nuus. Die Here is goed vir ons. Hy bel my altyd, hy bel my nie oor probleme nie. Hy weet ek kan nie sy probleme oplos nie. Maar sodra hy iets goeds gedoen het, of iets goeds ontvang het van die Here, dan bel hy my, en deel hy met my. En daar praat ons seker amper 'n uur. Sy het vir die Here gebid vir nog werk. En hy het so pas nog 'n kontrak gesluit. Hy sê die Here het vir hom sê, is genoeg. So hy gaan nie verder nog werk soek nie. So hy is gehoorsaam. Maar hy gaan sy bes doen, want die Here het dit vir hom gegee. So daar is nou, luister na God se stem en wees gehoorsaam. So wat kan ons doen om nou nog beter of meer van God se stem te kan hoor? Ons moet meer tyd spandeer met die woord. Ek meen, is toch God se woord, die Bybel, dis sy woord. Hoeveel tyd spandeer ons met die woord? Ons moet prioritiseer. Spandeer ons meer tyd met die huisgenoot en met sewende lang? Daar is ek alweer die moeilikheid, jammer huisgenoot, SAIK. Vergeet ons is aanlyn daar. Maar dis so, waar is ons prioriteite? Sy stem is nog belangriker as 'n tydskrif of baie romansboek of 'n program op TV. En 'n tweede ding, ons moet werk ernstig aan jou verhouding met God. Maak seker jy hoor die regte stem. Hoe beter jou verhouding met God is, en hoe meer jy van sy woord weet, en lees, en praat, en luister, hoe duideliker raak sy stem, en hoe meer praat hy met jou. Baie keer het iemand vir my gesê, maar, ek het nog nooit die Here se stem gehoor nie, hoe klink dit? Dan vra ek altyd vir hulle, het jy al iewers heen gery? Dan is daar so ietsiekie wat nie lekker voel nie, wat vir jou sê, ry stadiger, of draai links. En dan 2 minute later was hy 'n grieongeluk voor jou in die pad. En sê, joh, as ek nou net 2 sekondes vroeër daar was ek dood. Hoeveel maal het 'n mens dit al gehoor, mense vertel, as ek 'n minuut vroeër gery het by huis, was ek dood. Maar toe wil die hek nie oopgaan nie. Of die kar wil nie start nie, die kar. Nee, dis die Here wat jou gehelp het, dis die Heilige Gees, wat die kar nie laat start het nie, om jou lewe te red. Maar ons hoor nie die Here se stem nie. Die derde ding is, ons moet besef, dat God ons geskape het. Ek meen, ons is toch na sy beeld geskape. Ons is sy kinders, ons is sy erfgename. Ek meen, wat sy ouer of pa wil nou nie. Hy het jou geskape soos hy wil, na sy beeld. Jy is sy erfgenaam, hy is lief vir jou, hy doen alles vir jou. Want alles wat ons het, is van hom. Nergens anders nie. Ons melk kom nie van spaar af nie. Ons melk kom van die koeie wat hy geskape het. Sonder hom kon die koei nie daar wees nie. So alles kom van God af. Dink julle nie, hy wil daarom bietjie met sy kinders gesels partymal nie? Natuurlik. 'n Pa praat met sy kind, of 'n kind praat met sy pa. Hy is trots daarop. Hy wil hê ons moet sy stem hoor. En hy het ons onverwaarlik lief. Hy het vir ons aan die kruis gesterwe, vir ons sondes.
Toe ons sondes is klaar vergewe. So ons hoef nie weg te kruip daar in die tuin nie. Daar is so baie beloftes, 4 en laaste punt waarmee ek gaan afsluit. Daar is so baie beloftes in die woord, wat as ons gehoorsaam is of luister, wat ons op die ouene gaan, as ek dit mag sê, kry uit die deal uit, in die ewige lewe. Daar is so baie. Een wat uitstaan, wat ek baie van hou, Matteus 11 vers 25, sê vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Almal, nie Piet, Koos en Sannie en gelowige en ongelowige en maar en dik nie, nee, almal. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Hy wil hê ons moet na hom toe kom. Hy wil ons help. Moenie wegkry soos Adam en Eva nie. Probeer, hoor God se stem. Luister na daai stemmetjie. Ons is met 'n goeie gesonde brein geskape. Ons weet wat is reg en verkeerd. Ons is op die ou einde die brein gegee, of die mag gegee om besluite te maak. So is my besluit of ek luister na die stem of nie. Ons is 'n keuse gegee, alles is keuses. Die Here het ons 'n brein gegee dat ons die mag gegee dat ons kan keuses maak. Meeste van ons probleme nog altyd, weet nie van die hele nie, miskien is dit net ek hier in Stilfontein. Baie keuses maak ek verkeerde besluit. En dan sukkel ons so, en dit gaan swaar, en dit is moeilik. Dan sien ek nie, op die einde van die dag, moes ek maar soos daai stemmetjie gesê het, moes ek maak. Maar op daai stadium lyk, my keuse lyk reg. Op daai stadium lyk my keuse goed en reg. Want ons is so bang iets gaan verkeerd, as ons na die regte stemmetjie luister. En as die regte stemmetjie vir my luister, sê by 'n besluit, moet nie, bly weg, moenie die besluit maak nie. En ek weet, as ek daai besluit maak, gaan ek geld verloor, of ek gaan iets verloor, of ek gaan seer kry. Wys hoe ongelowig is ons mense, of hoe klein gelowig is. Dan luister ek na my eie idees. Maar agterna kom ek tog agter, ek moes na die stem luister, na God se stem. Maar dit is moeilik, as God se stem vir jou sê, moet nie, en jy wil, en ons besluit vir onsself, ons doen wat ons wil. As daar besluit is en ek kan, en ek weet, as ek God se besluit volg, op sy stem, gaan ek 2 miljoen rand verloor, dan is dit maar moeilik om te luister. So ons kan net bid, dat ons sterk is, en dat God ons genadig is, laat ons na sy stem luister, laat ons die regte stem luister, en die regte besluite neem. Meeste van ons pyn en smart en probleme en moeilikheid, is omdat ons ons eie koppe volg, ons eie besluite, en ons vra nie die Vader eers, ons bid nie daaroor nie. Ons praat nie met hom en ons vra hom nie, wat moet ons doen nie. Hy wil hê, ons is in die probleem. Ek het hierdie ding, help my, ek wil dit uitsorteer. Hy gaan dit nie vir jou uitsorteer nie. Ek het oor Pieter praat ander week. Gewoonlik, ek hoor baie keer mense sê, die Here gaan deure oopmaak vir jou. En ek stry teen dit. Die Here maak nie deure oop nie. Hy maak nie deure oop vir ons nie, maar hoor, hy nou nie stenig nie. Hy sluit hulle oop. Maar jy moet opstaan en na daardie deur toe gaan en hom oopmaak. Hy gaan nie vir jou deure oopmaak nie. Dis so goed, ek besluit nou, ek sit by huis, ek's werkloos. Daar gaan nie vir my 'n kospakkie en elektrisiteit en water en petrol uit die hemel uitval nie. Ek moet my self in raad kry en iets doen en na God luister, want hy sê tog, wie nie werk nie, sal nie eet nie. Ons moet na die stemmetjie luister. Ons kan nie net in sak en as gaan sit en hoop en bid, alles gaan goed nie. Nee, waarvan Adam is Adam en Eva se skuld. Man sal werk in die sweet van sy aangesig. Ons kan nie net sit en niks doen en verwag ons kry nie. Dit gaan nie so werk nie. So daar word nie deurtjies oopgemaak nie.
Maar daar word die leiding gegee om na daai deur toe te gaan. God se stem lei ons na daai deurtjie toe. En die woord sê klop en ek sal oopmaak. Al wat ons moet doen van ons kant af, staan op, maak daai deurtjie oop en gaan in. Bid vir God en sê, help. Al wat hy wil hê, ons moet met hom praat, ons moet met hom deel. Hy weet wat ons doen. Hy ken elkeen van ons probleme en situasie. Hy ken elkeen se hart, hy ken elke haar op ons kop. Maar hy wil hê ons moet herken. Ons moet kom praat en sê, hier is ek. Help. Ek het nie beklei nie, julle lyk nou so baie ernstig. Ek het net op die hart gehad om oor dit te praat vandag. Baie dankie vir julle tyd. Kom ons sluit sommer so af terwyl ons sit. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Dankie vir u woord wat u gebring het vir ons vanmôre, Here. Dan bid ek ook so dat u ons help, dat ons die stem beter kan hoor, en al hoe beter, elke dag. En as ons die stem hoor, laat ons gehoorsaam kan wees aan die raad en leiding wat u vir ons gegee het. Nie dat dit op dowe ore val nie. En dat ons nie na verkeerde stemme hoor, die wêreldse stemme en Satan se stem hoor nie. Ons moet nie daarna luister nie, dit moet uit ons uit. Ons wil net u stem hoor, dag en nag. Waar ons is, waar ons gaan, wat ons doen. Moet ons u ken, ons wil dink aan u en ons wil die stem hoor. Here, ek vra as daar tyd verbygaan en ons praat nie met u nie. Herinner ons u is nog daar, dat ons nie met u kan praat en kan deel wat op ons harte is. Daar by die werk, daar op verlof, waar ons ry op die pad, in die aand in die bed, in ons binnekamer, dat ons met u kan deel, intiem kan deel met u, ons Vader, van hemel en aarde geskape het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie, Here. Ek weet nie of ons 'n koffie en 'n teekie gaan kry vandag nie. Ons gaan nou hoor.